Die lewe gebeur baie beslis, ook in ons huwelike en in ons verhoudings met mense. Ons stel mekaar teleur en maak mekaar baie seer. As ons Christus in ons verhouding inbring en kies om hom te volg, dan help hy ons deur sy Heilige Gees om ons skuld aan mekaar te bely en mekaar te vergewe. In Lukas 23 vers 34 sien ons dat die Here Jesus, hulle wat hom gekruisig het, vergewe sonder dat hulle gevra het. As Christus deur sy Gees in my kom bly, dan gee hy my die krag om my maat ook te vergewe, selfs sonder dat hy of sy gevra het. Ek kan in afhanklikheid van die Here vergifnis leef en elke dag nuut begin met my maat, selfs al loop hy of sy nog 'n ander pad. 1 Petrus 2 vers 21 sê dat gelowiges geroep is om die pyn van onverdiende lyding te verdra. Onverdiende lyding is dus 'n geleentheid om die liefde en vergifnis van die Here Jesus teenoor my maat te leef, sodat hy of sy ook by Christus kan uitkom. Hierdie pad kan ons net in biddende afhanklikheid van die Here loop. As ons aanhou om dieselfde ding te doen, gaan niks verander nie. Daarom moet ons kies om te vergewe en in afhanklikheid van die Here voor te begin. Onthou, geen verhouding of huwelik is te stikkend vir die Here wat hemel en aarde uit niks geskep het om dit nuut te maak nie. Efesiërs 4 vers 32 sê ons moet mekaar vergewe soos Christus ons vergewe het. Dis maklik om vinger te wys oor wat die ander een verkeerd gedoen het, maar is dit nie 'n groter sonde as ek nie Christus wil volg en wil vergewe nie? Wat verhinder jou om te vergewe soos Christus jou vergewe het? Is dit die moeite werd om die pyn met jou saam te dra?